Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Soos altyd lekker om saam met jou te kuier hierso en ons is besig met die tema Wees anders soos Jesus. Soos wat Jesus 'n anders en ek wil amper sê 'n radikale ander lewe geleef het. Hoe kan ek en jy in sy voetspore volg en mense beïnvloed, inspireer en ultimately na hom toe lei? So, ons is vandag besig daar in Galasiërs 1 vers 9 tot 10. Ek lees saam met jou, sê, soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Dan sê hy vers 10. Hy sê probeer ek nou mense tevrede stel of God? Of soek ek die guns van mense? As ek nog steeds mense se guns sou probeer wen, sou ek nie meer 'n diensknegt van Christus wees nie. Hier is 'n mondvol. Paulus sê, wie wil ek tevrede stel? Mense of vir Christus? En ek wil vir jou sê, partykeer is dit okay om nie populêr te wees nie. Christus was baie keer onpopulêr. Onder die Romeine, maar vernaam onder die skrifgeleerdes, ons wat veronderstel was om aan dieselfde kant te wees. Kom Christus en hy skuif sekere dinge en hy op sy eie radikale manier kom wys hy 'n bonatuurlike manier van vergifnis, van liefde wat hierdie mense nie verstaan nie, wat in hulle wêreld, in hierdie boksie wat hulle leef in die wet saamgevat, kan hulle dit net nie kop nie. En dan wil ek sê sy eie mense, is die mense wat sê maar, gee vir ons Barabbas, kruisig vir Jesus. En soms, wanneer ek en jy met integriteit optree, wanneer ek en jy die regte ding doen, kos dit ons populariteit. Maar ek wil ook vir jou sê, dit sal die regte mense reg beïnvloed. Daar's mense wat moet sien en weet vandag, dat ons nog op die regte manier optree, dat ons met integriteit wandel, dat ons met liefde wandel, dat ons nie deel is van omkopery nie, al is dit die gebruik van die dag. Ek het 'n goeie vriend wat in die boukonstruksiebedryf is en hy sê altyd, ek weier om deel te neem aan dit. Hy sê die Here gee vir my werk, hy kom vir my deur, hy maak vir ons deure oop. En ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy 'n standpunt inneem om te sê, ek is nie deel van die crowd, ek gaan nie net met die stroom nie, hoe sleg dit ook al mag wees nie. Ek is bereid om op te staan vir wat reg is, al kos dit my populariteit. En dan wil ek vir jou sê, nie almal gaan vir jou nie hoor. Dis maar net een van daai dinge. Ek dink hulle sê 36% van mense wat jou ontmoet, hou dadelik nie van jou nie. Ek kan nou nie vir jou sê, hoekom nie? Dit maak nou nie vir my heeltemal sin nie, maar dis wat die sielkunde ons leer. Amper 40% van mense wat jou ontmoet, gaan nie noodwendig van jou nie. En dit is okay. Ek en jy het altyd die geleentheid later aan om mense te beïnvloed. En in my eie lewe, ek het al mense ontmoet wat ek gedink het nie so great is nie. Wanneer ek meer tyd met hulle spandeer, dan besef ek, wow, hier's ander diepte, hier's ander integriteit, hier's ander liefde. Mag dit wees wat mense van my en jou ook sê. Net omdat ons staan vir reg en geregtigheid. Omdat ons met integriteit wandel, soos Christus. Kom ons bid. Here, dankie dat U vir ons die beste voorbeeld ooit is, Here, wat integriteit behels. Here, hoe om reg en met geregtigheid op te tree en te leef. Here, mag ons dit meer en meer nastreef in ons lewe, Here, om soos U te wees, soos U te wandel. Here, ons eer U daarvoor. Dankie Heilige Gees. Here, dankie dat U in ons leef. Dankie dat U vir ons die pad kom wys. Here, dankie dat daai stil stemmetjie ook 'n stem word wat soms skree in ons kop, Here, wat vir ons sê, hierdie pad, nie daai nie. Ons dankie daarvoor. Dankie dat U ons liefhet. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam ons kuier. Sien uit om jou môre te sien. Selfe plek, selfe tyd. Totsiens.